want sonder U maak niks meer vir my sin nie. As genade my nie nog een keer kan vind nie, as die liefdevolle hand my nie kan red nie, waar sal my hulp vandaan kan kom? Waar sal my hulp vandaan kan kom? Goeiemôre en welkom vanoggend weer by ons Sondag stil word afspraak, waar ons as volgelinge van Jesus by sy voete wil kom sit om die woorde te hoor van die een wat die woorde van die ewige lewe praat en dit met ons deel. Ek dink aan Maria vanoggend, wat anders as Martha begeer het om net by Jesus se voete te sit en na sy woorde te luister. Dink aan Simon Petrus, wat voor die Here gestaan het terwyl 3/4 van die disippels gemurmureer het en uiteindelik omgedraai het en huis toe gegaan het en hom nie meer gevolg het nie. Toe Jesus vir die laaste 12 wat voor hom gestaan het gevra het, wil julle nie ook maar huis toe gaan soos die res nie? Dis toe wat Simon Petrus vir Jesus gesê het, Here, waarheen sal ons gaan? Want U het die woorde van die ewige lewe. Nou dis kosbaar om vandag te kan praat oor hierdie kosbare tema. God vat jou altyd terug. Vriende, daar is tye in jou en my lewe wanneer ons almal deur donker tye gaan, deur 'n donker plek gaan. Jy voel dat jy te ver gegaan het, dat jy te veel verkeerd gedoen het. Jy het God teleurgestel en jy dink God sal my sekerlik nie meer terugvat nie. Maar dit is presies die plek waar ek en jy moet beland, waar die evangelie van genade helder en meer helder skyn vir selfs die een wat die diepste en die verste geval het. Ek dink die eerste ding waaroor ons vandag moet praat is dat daar net 'n felle aanslag op die lewe van elke gelowige daar buite is. Ons lees daarvan in Johannes 10 vers 10 in vers A en B wat sê, die duiwel het gekom om te steel en te verwoes en te slag. En ons sien dit nie meer duidelik as op die oomblik raak nie. Maar die B-gedeelte is die waarheid. Maar vandag 'n waarheid wat helder en duidelik skyn vir jou en vir my om dit te hoor. Dat Jesus gekom het om vir ons lewe te gee en dit in oorvloed. Deur sy vergifnis vir ons vergewe en dan volg bekering en restaurasie en dit bring lewe. Jy sien, die grootste leuen wat die vyand vir jou en my in ons oor wil fluister is dat jy te vuil is. Jy het jou kans gehad, ou knapie, en jy het dit opgemors. God is klaar met jou en hy sal jou nie weer terugvat nie. Hierdie is alles die woorde van die leenaar. Hierdie is alles die leuen van die vyand. Die Bybel sê in Openbaring 12 dat die duiwel die aanklaer van die broeders is. Hy fluister in jou oor dat jy nie genoeg is nie en dat God jou nooit weer sal terugvat nie. Hy wil hê jy moet glo dat jy net eenvoudig te ver geval het om ooit weer te kan opstaan. Ek lees egter 'n ander waarheid in die Here se woorde raak. Paulus skryf daarvan in Romeine 8 vers 38 en 39, waar hy sê, niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus is nie. Nie sonde nie, nie mislukkings nie, nie jou verlede nie, niks kan jou skei van die liefde wat daar in Jesus Christus is. Wat is die waarheid van die Vader se hart vir jou en vir my vandag? Wat is die waarheid van Jesus se ontferming oor ons, dat hy sy lewe vir ons gee? Kom ons kyk na Lukas 15 en die gelykenis van die verlore seun.
Hierdie jong man het sy erfdeel gevat, hy het dit gaan verkoos, homself verlaag tot die vlak waar hy varke opgepas het en niks meer oorgehad. Sy lewe was aan flarde. In sy hart het hy gedink, ek is nie meer werd om na my vader toe te gaan, om sy seun te wees nie. Miskien voel jy ook so vandag. Dat jy nie meer waardig is om eers op jou knieë te staan en met die Here te praat nie. Wat nog om sy vergifnis te kan ontvang. Maar kyk wat gebeur in hierdie pragtige verhaal, in hierdie gelykenis van die verlore seun vandag. Toe die seun nog ver was, sê die Bybel, sien die vader hom, daar op die kruin van die horison. En die vader hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Hy trek 'n kleed van eer aan hom en sit 'n ring aan sy hand en sê vir hom, hierdie is my seun wat dood was. En kyk, hy leef weer. Hy was verlore, maar ek het hom weer gevind. Die Vader wag nie dat jy jouself moet regmaak. Hy wag net dat jy met berou en verootmoediging sal huis toe kom. Sy oë kyk stip op die horison vir die oomblik wat jy sal terugkom om jou toevlug in hom te vind. In Johannes 1 vers 8 en 9 sê, as ons beweer dat ons sonder sonde is, bedrieg ons onsself. Maar as ons sondes bely, is God die Vader getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Het jy gehoor? Van alle ongeregtigheid. Hy kom hardloop jou tegemoet, net soos jy is, om jou te omhels en om jou te vergewe. Ek wil vir jou sê, my vriend, as jy dink jou sonde is te groot, dink weer, want God se genade is groter as jou sonde. Jesaja 1 vers 18 sê, al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Die kruis van Jesus Christus wys vir ons juis dat daar geen sonde is wat groter is as sy bloed en sy liefde en sy vergifnis. Petrus het Jesus verloon, maar Jesus het hom vergewe en hom weer in ere herstel. Dawid het gesondig, maar God het hom vergewe toe hy met berou terugkeer na die Here. En aan die einde noem God hom steeds 'n man na die hart van God. Paulus het Christene vervolg. Hy het baie opregte Christene vermoor. Maar toe hy die lig sien en hom tot Jesus bekeer, maak Jesus hom 'n apostel van die evangelie. As God hulle almal kon vergewe en hulle kon terugvat, kan hy jou ook en vir my vergewe en ons weer terugvat. Die belangrikste waarheid wat ek en jy vandag moet ontdek, is die uitnodiging om terug te keer. Daai uitnodiging wat Jesus kom vir jou en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Matteus 11 vers 28. Kom net soos jy is, jy wat vermoeid en belas is, want ek sal vir jou rus en vrede gee. Die woord is nie kom omdat jy dink jy verdien dit. Moenie wag tot jy jouself lank genoeg gekastei het nie. Maar die woord is kom. Kom net soos jy is. Miskien dink jy moet eers jou lewe regmaak voor jy kan terugkom na die Here toe. Nee. Jy kom soos jy is. Net soos die verlore seun teruggekeer het met stinkklere en 'n stikkende hart en 'n lewe wat aan flarde was. En die Vader het hom met oop arms ontvang.
So wat gebeur as jy vandag besluit om terug te keer? Wanneer jy terugkom, doen die Here 3 belangrike dinge. 1. Hy vergewe jou. Hy hou jou sondes nie meer teen jou nie. Ons het nou daaroor gepraat in 1 Johannes 1 vers 9. Die tweede belangrike ding wat hy doen is, hy herstel jou. Hy gee jou weer jou identiteit terug. Jou identiteit van waardigheid. Jou waardigheid as sy kind. Die derde ding wat belangrik is, hy gee jou nuwe lewe. Hy vier fees oor jou terugkoms, jou terugkeer. Lukas 15:7 sê, daar is blydskap in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Ek moet afsluit. As jy ooit op 'n plek beland waar jy dink, God sal my nie terugvat nie. Onthou, dis nie die waarheid nie. Dis 'n leuen. Dit is net die duiwel se stem wat jy hoor. Die waarheid is, die Vader wag vir jou met oop arms, gereed om jou terug te ontvang. Kom net soos jy is. God sal jou altyd terugvat. Ek wil saam met jou 'n kort gebed bid vandag. Hemelse Vader, dankie dat u genade groter is as my sonde. Dankie dat u nooit moet opgee met my nie. Wanneer ons voel dat ons te ver afgedwaal het, herinner my asseblief, Here, dat u altyd wag om my terug te ontvang. Help my om met vrymoedigheid na u toe te kom, net soos ek is, in die kosbare naam van Jesus. Amen. As ek weer hier op my knieë voor u staan, en as ek weet dat ek nie sonder u kan verder gaan, wil ek smeek dat u met liefde my omvou, en my diepste nood my in die hand sal hou. Want sonder u maak niks meer vir my sin nie. As genade my nie nog een keer kan vind nie. As u liefdevolle hand my nie kan red nie. Waar sal my hulp vandaan kom? As die donker wolke breek op die horizon, en my winde hart moet smeek vir bietjie son. As my boot wil sink van stormsee gevaar, sal u woorde spreek en my winde laat bedaar. Want sonder u maak niks meer vir my sin nie. As genade my nie nog een keer kan vind nie. As die liefdevolle hand my nie kan red nie. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here. Hy sy vrede. Ek weet ek hoef nooit ooit weer alleen te wees, want die Here sal vir altyd by my wees. Want sonder u maak niks meer vir my sin nie. As genade my nie nog een keer kan vind nie. As die liefdevolle hand my nie kan red nie. O, waar sal my hulp vandaan kom?
kom.